Die van julle wat Bybels het of op julle fone, gaan asseblief my na Johannes 8 vers 3 tot 11 toe. Ek het 'n klomp verse van dit, sal ek julle kans gee om oop te maak, van dit gaan ek net lees, net bietjie om tyd te spaar. Maar ja, Johannes 8 vers 3 tot 11 asseblief. Die skrifgeleerdes en die fariseërs bring toe 'n vrou wat op oorspel betrap is, en laat haar in die middel van die kring mense staan. Hulle het vir hom gesê, meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap waar sy oorspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig, maar wat sê u? Dit het hulle gevra om hom uit te lok, sodat hulle iets kon kry waarvoor hulle hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond geskrywe. Toe hulle aanhou om hom te vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê, dat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eers 'n klip op haar gooi. Daarna het hy weer gebuk en op die grond geskrywe. En ek sien hoe hy so kalm net rustig skrywe en hier oor hom is hulle gestryery en gevraery. Toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop. Die familiehoof die eerste. Jesus is alleen agtergelaat saam met die vrou daar in die middel van die kring mense. Toe het hy regop gekom en vir haar gevra, mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie? Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. En dan net bietjie verder in vers 15 staan daar, julle oordeel oor iemand volgens sy uiterlike. Ek oordeel niemand nie. En as ek iemand oordeel, is my oordeel reg, omdat dit nie ek alleen is nie, maar ek en die Vader wat my gestuur het. Baie van geld is die uiterlike, né? Wat ons sien. Moenie oor mense oordeel wat lyk of hulle meer het of minder het nie. Ons het elkeen met ons unieke finansiële situasie. As jy vind jy oordeel, bid net onmiddellik vir jou eie hart en vir daai persoon se hart. Dit werk onmiddellik. Jy moet jouself by God regverdig, nie by my nie, nie by jou kerk nie, nie by hierdie kerk nie. Jy moet jouself by God regverdig. Baie van dit gaan oor introspeksie vanaand. Kom ons bid saam. Here, ek vra dat U asseblief vanaand vir my sal leiding gee om die regte woorde oor te dra en uit die regte hoek van my hart, Here, en dat U almal wat hier sit, se harte ontvanklik sal maak van wat hulle moet hoor, Here. Ons het almal ons dingetjies, ons het almal iets waarmee ons sukkel en net elkeen van ons alleen kan dit weet. Ons kan van buite af kan ons gevolgtrekkings maak, maar net ons elkeen kan diep binne in ons weet wat aangaan en wat in ons kop is. Ek dank U vir hierdie geleentheid Dinsdae en ek vra dat U dit regtig sal seën, dat ons by mekaar sal leer in die gemeenskap prakties by mekaar kan leer, Here, en laat ons dit alles sal doen. En dit wat ek U sê vandag, dat dit ten voordeel van U koninkryk is. Vir niks en niemand nie vir onsself nie, Here, maar vir ons verhouding met U, Here. Daar waar 'n houvas is, breek dit, Here, en mag vanaand help met dit. Amen. Die Bybel en finansies. Vandag gaan baie meer teoreties wees, oor wat sê die Bybel oor finansies. Ons gaan op 'n volgende keer meer prakties raak. Ons wil vir julle somme wys, ons wil tips gee, ons wil tools vir julle gee. Ons wil as 'n paneel hier sit en laat mense baie interaktief vrae kan behandel en voorbeelde. Dit vir 'n klomp van julle is dit so helder en duidelik wat om te doen, maar vir 'n klomp van ons is dit so jy weet 'n moeilike konsep. En is iets wat jy weet jy het soveel vrae oor het en dit kom nie vir jou daagliks nie. En ek het dit al gesien met baie professionele mense. Dit gaan nie oor IK nie, dit gaan nie oor status nie. Ons almal het iets wat ons nie verstaan nie. Ons behandel dit vanaand, hierna of volgende keer. Nou beroep. Ek hou nie daarvan om met mense te praat of te vra wat hulle beroep is nie, jy weet. As hulle vir my vra wat ek doen, dan vra ek gewoonlik vir hulle voor of na 5. Want jou beroep is nie al wat jou bepaal nie, jy weet. Jy het passies, jy het belangstellings. So ek wil jou uitdaag, volgende keer as iemand jou vra oor jou beroep, vra vir hulle, of wat doen jy? Dan vra jy vir hulle, wat bedoel jy, voor of na 5? Maar daar is van julle wie se beroep hulle absolute passie is, en dit net dag en nag wil uitleef. Maar almal het ook nog iets buite dit, jy weet. Vanaand moet ek ook
of egter oor my beroep praat, want dit help by die onderwerp en hoekom ek so passievol is. Ek is 'n beleggingsadviseur en geld is een van my passies, okay? Maar verstaan my reg, dit is nie die dryf daarna of die gejaag daarna nie. My passie is basies 3 aspekte rondom dit. Ek is passievol oor beleggings en die wêreld en al die ratte en hoe dit in mekaar skakel in die ekonomie. Ek vind dit baie interessant. Tweedens, ek vind mense interessant. Ek kan baie op my eie in my hoekie klim, jy weet, en ek sal myself hokkie klim, myself besig hou en net absoluut ja in my eie wêreld wees, maar mense gee my energie. Nou hoe mense en die sielkunde agter hoe hulle geld sien, dit is my nog meer interessant. En ek het al geweldig baie mense gesien weens my beroep en ek sien dit as 'n ontsettende voorreg. Jy weet die Here wat vir my dit wys en deur hulle almal leer. Nou en dan derdens is ek passievol en word gedryf deur mense en myself te help met finansies. Jy weet basiese goed te bou om mense net te help, tools. Nou ek praat nie eers van om 'n beleggingsportefeulje saam te stel nie. Moet ek buiteland, moet ek plaaslik, watse bateklas moet ek in hê? Goud, moet jy foreign exchange instrumente ook inbring? Al daai komplekse goed. Ek praat nie eens daarvan nie, net basiese goed, jy weet jou huislening, hoe jy jou begroting doen, al daai goed is baie belangrik, jy weet. As jy nie dit in plek het nie, dan kan jy die res toepas nie. En dit is vir my baie lekker om die goed te bou en met dit te speel en ek is mal oor Excel, as jy nie is nie, ek gaan jou probeer oortuig, nee, maar ek is mal oor Excel en alles wat mens daaraan kan doen, en gelukkig my vrou ook, so ons geek lekker saam partykeer, jy weet, sommer net iets persoonliks, en ek weet, as baie van julle wat in sulke goed vaskyk, en net sê, dis te vreemd, ek sien lus vir dit, ek hou nie daarvan nie, maar jy kan nou heeltyd dit ignoreer, en net so blasey deur die lewe gaan, en dit gaan jou kos, okay? So daar's klein goed wat jy maklik kan nou in plek stel om jou te help. Ek wil oor punt 2 'n bietjie uitbrei, dis die mense en wat ek al gesien het, jy weet. Wat is rykdom? Hoe mense rykdom sien, hoeveel geld hulle het versus hoe hulle voorkom, wat hulle ry, wat hulle dra, hoe hulle huise lyk, en wat is vir hulle belangrik in die wêreld, jy weet. Wat hulle spandeer versus hoeveel bates het hulle. Wat dryf hulle in die lewe? Ek het al alle tipes kliënte gehad en dit is genuine 'n voorreg en ek het so baie mentors in van daai kliënte en dit het my gevorm, of van die goed gevorm oor hoe ek geld sien vandag. Baie mense is baie sensitief om oor finansies te praat. Dit kan weer wees oor seer wat jy dalk gekry het eers. Ergens het 'n vernoot jou dalk in die rug gesteek. Ergens was daar 'n sensitiewe saak met 'n testament in 'n familie. Jy weet, waar geld betrokke is daar net meer risiko. As dit jou beheer. Mense dink hier daaraan, baie mense gaan net so blasey deur die lewe en sê God sal voorsien. Maar het God jou nie ook 'n verstand gegee om regte besluite te neem nie? Spandabelrigheid, jy kan nie verwag God moet voorsien, maar jy is so roekeloos met jou geld en jy neem die eienaarskap, maar die Here moet voorsien nie. Nou ek dink aan daai versie Matteus 6 vers 26. Kyk na die wilde voëls, hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Nou het jy al ooit 'n wurm of 'n saaitjie in 'n voël se bek sien spring? Daai voeltjie moet dit gaan haal. Hy bring ook sy deel. Hy werk ook en hy kry ook 'n verstand. Okay. Ek gaan nie eers begin met die verse van Spreuke, jy weet, oor al die wysheid nie en waar geld gaan nie en net die wyshede van die lewe nie. En dan dink ek ook aan Prediker wat ons die reeks nou hier in ons kerk gedoen het as jy 'n besoeker is. Waar Dawid in sy later jare en Dawid het baie geld gehad, julle, ontsaglik baie geld en wat hy net skryf oor alles kom tot niks, jy weet. Ja, ek het nie 'n enkele versie in van Spreuke nie en ek ook kan dalk in gaan krap. Miskien Spreuke ja, maar ook van Prediker nie. Alles kom tot niks. So, in my werk wat vir my 100% uitstaan by alle kliënte is dat geld nie geluk bring nie. Jy kan goed koop en dit kan vir jou tydelike geluk gee, maar dit is nie ewige geluk nie, dit hou nie lank nie. Wat by al hierdie mense, wat by almal uitstaan, of vir my uitstaan, is die tydelikheid van geld, jy weet. Daar is so baie mense wat genoeg geld het, genoeg het om van te lewe, maar
Hulle verhouding met hulle seuns of kinders is gebroke. Ouers wat nie met kinders wil praat nie, kinders wat nie met ouers wil praat nie. Dis mense wat genoeg het. Daar's mense wat oorgenoeg het dat hulle kinders nie hoef te werk nie, dis jong werkendes, maar die kind sit in rehab, want die pa was nie daar toe die kind 'n kind was nie. Die pa was nie betrokke nie. Onlangs het 'n oom 'n mooi storie vertel by so manne ontbyt daar by Suiderhof, wat die jong egpaar, hulle het baie hard gewerk op 'n plaas, hulle was baie uit buiteland en baie min by die huis en toe kry hulle 'n kind. En daar's net, hulle is net heeltyd afwesig. En toe vra hy net vir sy pa, jy weet, hy's moedeloos, pa, wat nou? Toe sê die pa, tot die kind 7 is, het die kind nie jou geld nodig, jy het jou tyd nodig. So en of jy nou kinders het of nie, jy kan dit toepas op verhoudings ook en stilte tyd of wat ook al, jy weet. Maar tyd, moenie dat jou tyd steel nie. Ek het ook gesinne gesien wat opgebreek word deur rusies oor geld. Veral as daar erfgeld betrokke is en iets is vir iemand onregverdig, jy weet. En dis asof daai tyd, as daar 'n testament kom, en ek is glad nie 'n kenner op testamente nie, maar praat met jou persoon wat dit hanteer, laat dit op so 'n manier is, laat dit so regverdig as moontlik is. Moenie probeer uit die graf regeer nie, want jy dink altyd, hoe gaan daai rusies hanteer word? Hoe gaan dit hanteer word die dag as jy wegval? Jy het dalk 'n goeie bedoeling, maar dit skep net rusie met wie ook al agterbly. Geld kan vir jou goeie mediese behandeling gee, maar die medisyne kan nie alle siektes genees nie. As dit jou tyd is jou tyd. Maak nie saak hoeveel geld jy het nie. Ongelukke kan gebeur. Jy kan 'n veiliger kar dalk koop, maar daar kan 'n ander ongeluk gebeur. Dink aan wat die laaste week gebeur het in ons land, die 2 mense, die vliegtuig en dan die wild, jy weet die natuur, met 'n persoon wat baie lief is vir die natuur. Die lewe is kort, julle moet julle geliefdes en die Here moet julle eerste stel, wat is belangrik. Nou wat is rykdom? As jy moet dink in jou kop, wat is iemand wat ryk is, of skatryk? Ek hoor so baie mense sê in gesprekke, daai oom het geld, of daai mense het, die een is wel af. As mense dit sê, dan wil ek die horries kry, want ek het elke dag te doen met geld, en dit is so relatief. Dit is vir ons elkeen verskillend. En dit wat jy sien en dit wat daar is ook so disconnected. Wat ryk is relatief. As jy ons land se rykstes met die westerse wêreld vergelyk, dan is ons arm. Jy weet, ons geld is druppels as jy na die buiteland kyk. Ek het net 'n bietjie gaan oplees, 'n nuwe statistiek. Die boonste 1% van die wêreld se mense het 'n gemiddelde inkomste van so 16.500 US. Dis basies 300.000 per jaar, 25 per maand. So as jy meer as dit verdien, dan is jy in die top 1% van die hele wêreld se bevolking. So kan jy nou, jy saam met daai ou wat 'n multibiljoenêr is, so kan jy dink hoeveel mense is daar wat armer is en wat minder as jy het. Alles is relatief. As jy 10.000 per maand verdien, dan is jy ryker as 75% van die wêreld se bevolking. 'n Vorige baas van my het eendag gesê, gehou daarvan om te vertel, dat 'n straatveer meer materialisties kan wees as Bill Gates. Nou laat dit bietjie insink. Daar's niks fout met baie hê nie, maar die liefde vir hierdie geld, hoe dit jou maak, dit kan ongesond wees, dit kan dodelik wees, dit kan jou in die hel laat opeindig. Dit kan jou verhoudings laat kos, ensovoorts. Maar die punt is, dit gaan oor jou verhouding met geld. Ek is nie om te sê, jy weet, ryk mense gaan hel toe nie. Dit gaan oor jou verhouding met geld en wat jy het. Straatveer en Bill Gates. Wat is genoeg? Is jy tevrede? Waarmee is jy tevrede? Wat is salaris? Pas op vir dit, want hierdie mikpunt gaan heeltyd skuif. Jy gaan nou tevrede wees met dit, en dan oor 'n jaar gaan jy dit plus nog X wil hê, en plus nog Y wil hê, jy weet, dit gaan heeltyd skuif. Alles is relatief. Jy begeer dalk 'n tweede kind, maar daar's iemand wat nog nie eens een kind het, wat een kind begeer. En dan dink aan die ou wat 'n huweliksmaat begeer. Jy weet, wat nog nie eens 'n meisie het nie. Daar's altyd iemand wat minder as jy het en altyd iemand wat meer het as jy. En jy kan dit ook in verskillende aspekte van jou lewe vergelyk. Een ou het dalk baie geld, maar hy het glad nie gesondheid nie. Of sy vrou is oorlede, of hy's geskei.
Daar's een ou wat 'n nuwe bakkie wil hê, maar daar's 'n ander ou wat nie eens 'n bakkie het nie en 'n ander ou ry taxi. Ek wil hulle aanmoedig, ry so nou na 'n taxi of Jango. Ek doen dit as ek 'n kar ingee of so. Dis lekker om net ook bietjie dit te beleef en die mense gesprekke te hê. En wat is vir hulle belangrik? En om te dink, dit is hulle kantoor, dit is hulle werk. Dis hulle inkomste. Die volgende keer wat jou man of jou vrou of jou vriend kla oor hoe graag hy iets wil hê of oor hoe min hy het, klim in jou kar en ry jy Katutura toe. En dan kom kla jy weer. Ry vir 'n week taxi, dan kom kla jy weer. Stort koud, maak water warm, maar jy mag dit net uit 'n wasbak en 'n waslap gebruik. En dan kom kla jy weer. Ons is skatryk almal wat hierso sit vandag. Paulus skryf in Filippense 4 en julle kan daartoe blaai asseblief. Oor wat gee aan jou doen. Hy praat ook oor tiendes en ek sal later daarby uitkom. Maar ek wil graag vers 17 beklemtoon. Filippense 4 vanaf vers 10. Opskrif is: Dankie vir liefdegawes van die gemeente. Ek was baie bly in die Here dat julle na so lank tyd weer gewys het dat julle nog aan my dink. Nie dat julle my ooit vergeet het nie. Julle het net nie die kans gehad om iets te doen nie. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om my in alle omstandighede te help. Ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding, om genoeg te hê om te eet, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Nietemin het julle goed gedoen deur my in moeilike omstandighede by te staan. Julle in Filippi weet ook dat in die begin van my evangelieprediking, na my vertrek uit Macedonië uit, geen enkele gemeente behalwe julle aandeel gehad het aan my rekening van inkomste en uitgawe nie. Ook toe ek in Thessalonika was, het julle meer as eenmaal iets vir my behoefte gestuur. Nou vers 17. Dit gaan vir my egter nie om die gawe nie, maar om die vrug daarvan. Daardeur word julle self ryker. Maar ek het alles ontvang en ek het meer as genoeg. Nou dat ek van Epaphroditus ontvang het, wat julle gestuur het ek alles wat ek nodig het. Julle gawe is vir God 'n offer met lieflike geur, vir hom aanneemlik en welgevallig. Om te gee maak jou ryk. Moenie dit onderskat nie. Ek is nie hier vir fresh nie, ek is nie hier vir enige kerk nie. Ek is nie hier vir jou om te sê jy moet vir hierdie kerk meer gee, vir jou kerk meer gee nie. Ons sal daarby uitkom. Ek is hier om jou los te maak van die houvas wat geld op jou het. Jy weet nie eers daarvan nie, maar jy is dalk geld se slaaf. Ek is hier om vir jou verhouding met God te versterk. Kyk, die wêreld verkoop aan ons hoe rykdom lyk. Meer dat jy nie goed genoeg is of dit wat jy het nie, al is dit hoe klein. Dit kan 'n sonbril wees, dit kan 'n kar wees, dit kan 'n huis wees, dit kan klere wees. Nuwe, groter kar, groter huis, handelsmerkklere, 'n handsak, nog speelgoed, power tools vir die mans dalk, fietsse, nog 'n ligter saal. As jy bietjie minder eet, kan jy daai swaar, dan is daai saal okay, hoor. Nuwe tekkies. Modes is 'n ewel. Jy weet wat jou swakpunt is. Ek weet nie wat dit is nie. Ek weet wat myne is en van dit weet ek ook en daar moet ek bid. As jy nie weet nie, vra vir God om dit vir jou te wys. Ek wil ook bynoem, jy kan ook al die goed bekostig en besit en dit dryf jou dalk glad nie. En jy spaar genoeg en jy gee genoeg weg. Wie is ons om te beoordeel? Dit is van julle. Meer as die helfte van die blink daar buite wil ek vir julle sê is skuld. Die mense se karre, se huise, se meubels, selfone is skuld. Nou daar's goeie skuld en daar's slegte skuld en in 'n volgende keer gaan ons daaraan ook raak. En die Bybel praat ook oor skuld en dit is 'n hele ander onderwerp wat mense op 'n ander keer kan doen, maar die Bybel praat ook van skuld. Die kredietkaart in 1950 uitgekom. En skuld is net elke jaar, ek praat nie van staatsskuld nie, ek praat van die privaat sektor se skuld. Private credit praat hulle van. Is elke jaar op 'n hoogtepunt. Want skuld laat jou toe om nou te koop en nou te kry. Jy weet, want ek sou iets dalk nie kom bekostig, ek nie eintlik nodig, ek moet eers spaar, maar skuld laat jou toe om dit nou te kry. En dit is die groot gevaar en dit is waar die duiwel, waar hy baie aktief is. En ek gaan vir julle somme wys volgende keer, wie ook al saam op die paneel is, maar net om te wys van die korttermyn goed wat jy met skuld koop. Jy weet wat se impak het dit en wat se impak het dit op langtermyn goed ook, en as jy net 'n bietjie meer bydra. So 'n paar praktiese voorbeelde. Sosiale media, en die duiwel gebruik dit, laat jou net al die mooi goed sien.
En dan begeer jy dit, die vakansies, die karre. Ek weet nie hoekom mense dit post nie. Hoekom post jy dit? Wil jy spog daaroor? Wil jy dankie sê vir iemand? Hoekom deel jy wat jy deel op sosiale media? Ek verstaan as 'n element van ons wil met ons gemeenskap deel en jy wil vir mense wys wat nie na aan jou is, maar vra jouself die goed wat jy opsit. En dan is jy te besig, jy weet ekskuus tog, daar word so baie goed geadverteer op sosiale media. So jy kan na ander mense se goed kyk, maar daar's heeltyd advertensies. Die skerms wil jou vashou aan daai skerm want hulle kan geld maak uit jou. Dit is die hoofrede. Dit wat jy wys, hoekom wys jy dit? Waarin lê jou identiteit? Jou identiteit moet in God lê, nie in aardse besittings nie. Delete social media apps as jy voel jy kan net oneindig skril en jy het nie beheer daaroor nie. Jy kyk na mense se goed, jy kyk na uitverkopings, alles wat geadverteer word. Op daai skril wil ek net sê, daai vingertjie wat net heeltyd so afgaan. Ek het die jaar 'n prentjie gesien wat my regtig geruk het en dit sê basies dat as die duiwel jou nie kan sleg maak nie, dan gaan hy jou besig hou. Te besig vir jou geliefdes, te besig vir bid, te besig vir stilte tyd, te besig vir God, te besig vir Bybel lees. Jy kan ook te besig wees by die werk of sport of wat ook al om by geliefdes en by God uit te kom. Pas op. Hoekom is dit so maklik om oortyd te werk? As ons 'n lyn kan trek hier en ons sê hierdie is werkstyd, ek is verplig om my 8 ure te gee en hier en daar is daar deadlines, okay? Ek het 'n verstaan vir dit. En hierdie is my familietyd en in dit moet ek my stilte tyd doen. Ek moet by my geliefdes uitkom en alles anders wat die lewe vereis. En die lekker dinge ook. Maar kom ons sê hierdie lyn is hier. So hoekom is dit so maklik as daar goed by die werk opkom en of dit kan 'n deadline wees, maar dit kan ook wees ek wil harder werk om myself te bewys of meer geld te verdien sodat ek meer goed kan koop. Hier's 'n lyn. Dit is so maklik om oortyd te werk en dan gaan dit uit balans uit en nou steel jy eintlik aan die kant. Nooit by jou, dink ook daaraan. Dis so moeilik om vir my werk te vra, hoorie, kan ek so bietjie minder werk want ek wil graag vandag 'n bietjie oortyd by my gesin wees. Maar om oortyd werk te wees en bietjie minder by jou gesin, dit doen ons nie. Ons vra nie altyd toestemming vir ons gesin nie. Ek dink ons doen bitter mooi. Bitter min dit. Maar dis in effek wat dit is, daai lyn. En jy moet 'n gesonde balans op dit handhaaf. As jy net harde werk vir posisie, vir status, vir geld om meer te kan koop, dan moet jy ook pas op. Werk jy so hard en jy kom nie meer by die Bybel uit nie, of jy kom nie Sondag by kerk uit nie, wees waaksaam want jy is op 'n gevaarlike pad. Nou jy kan 'n loods wees, jy kan 'n nooddienste wees, daar's goed wat op Sondag ook werk en dit is nie verkeerd om op 'n Sondag te werk nie, maar jy moet eers jou Sabbat hê. Jy moet eers jou rustige dag hê. Jy moet jou familiedag hê. Dis in die 10 gebooie, dis 'n wet. Nie om vir jou reëls te gee nie, dis om jou te help, want jy moet rus, jy moet kan reset, jy moet kans gee vir gedagtes en tyd met die Here te spandeer. Dit is onmoontlik om daai dag die hele dag Bybel te lees, maar gee kans ook vir dit en net iets buite dit wat jy die ander 6 of 5 dae doen. As geld instroom, onthou, kom maar meer versoekings. Die duiwel gebruik dit tot sy voordeel, so jy moet sterk staan. As hy verhoging kom, of kom ons sê daar kom 'n tender of 'n geleentheid, dan moet jy sterk staan, en jy moet altyd jou beginsels toepas. Want dit kan jou dalk jou huwelik kos. Die duiwel kan jou dalk ook iets onwettigs laat doen, en dit kan jou in die tronk beland. Die duiwel het Jesus ook getoets met besittings, glo dit of nie. In Matteus 4 vers 8 staan daar, toe Jesus uitgegaan het en 40 dae in die woestyn was. In vers 8 staan daar, toe neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg toe, wys hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt en sê vir hom, dit alles sal ek vir u gee as u neerval en my aanbid. Nou, ek kan nie oor finansies praat, mens kan nie oor finansies praat sonder om oor die weggee daarvan te praat nie. Mens kan nie sonder oor die weggee daarvan praat om nie oor tiendes praat nie. Let wel, as tiendes en as offergawes. En ons het nog ander goed in die Bybel ook, maar dis ook vir 'n ander hand. Tiendes is die meer sensitiewe een. En dis was vir my 'n baie persoonlike reis, 'n lange gewees.
ek wil net saadjies plant vanaand. Ek wil jou aanmoedig om oor goed op te lees en om te bid. Ek is nie hier om vandag vir jou te oortuig, te turn or burn nie. Ek wil net hê jy moet gaan dink oor dit en gaan bid en gaan ondersoek doen. Tiendes en weggee is ook 'n groot passie van my, omdat dit te doen het met geld en die hou vas van geld, en omdat ek gehoorsaam wil wees, wil ons almal nie tog gehoorsaam wees aan God nie. Nou jy kan in klomp aspekte gehoorsaam wees, maar jy skeep dalk jou geld gehoorsaamheid af. En ek wil net graag in gehoorsaamheid lewe. Ek het al baie huiswerk gedoen, baie saam met my klein groep, baie met ons manne groep. Ons inspireer mekaar en ons slyp mekaar en baie oor dit opgelees. En ook deur wat geestelike mentors met my deel. Op daai noot, omring jou deur mentors vir alle aspekte van die lewe. Een hoef nie alles te weet nie, maar daar's klomp mense daar buite met wie jy iets kan leer, en hulle kan jonger of ouer wees. Ek is bevoorreg genoeg om 'n klomp mentors om my te hê, weens ook my beroep, maar net ook mense wat oor my pad gekom het. En Jesus wat hulle vir my uitgewys het. Dit kan wees familie, kliënte, dit kan wildvreemdelinge wees, dit kan deur boeke wees. Maar ergens, jy kan al hierdie materiaal lees en opswat maar jy doen niks daaraan nie. Ergens moet jy doen. Okay? Soos met 'n klomp goed in die Bybel, ons moet dit leef. Moenie dink ek kry alles wat ek vanaand die preek reg nie, of heeltyd reg nie, maar ek streef daarna. En ek het ook mense om my wat vir my sê, Wim, hoorie, kyk 'n bietjie dit of dat. Grootste een is my vrou, want ons sien mekaar die meeste, en dan jou nabye vriende, die mense wat jou die meeste sien en weet wat in jou hart aangaan. Nou as ek oor tiendes praat, dan wil ek net herhaal, ek is nie hier vir my of jou kerk nie, ons of jou kerk nie. Ek is hier om jou verhouding met God te versterk, om julle bande met geld te breek. Tiendes is iets wat jy vir die kerk gee. Okay? Nou onmiddellik skop mense vas en dan sê hulle, ek sal gee vir wie ek wil. Jy sal nie vir my sê ek moet vir die kerk gee nie. En dit was my mentaliteit ook. Ek was baie gekant daarteen. Ek het nie eens aandag gegee in preke nie dat daar so baie gesels was oor tiendes in kerke nie. Tot 'n kollega my eendag na hulle kerk se praatjie genooi het voorwerk. En toe dink ek, kom ek gaan maar. Want is iemand anders se kerk, so hulle kan nie my geld probeer vat nie. Ek is nie in daai kerk nie. En ek is baie dankbaar dat hy my genooi het. Jy weet, want as hy my nie genooi het nie, as hy nie die guts gehad het om my met oor 'n ongemaklike ding te nooi nie, dan het ek nie vandag geweet en geleer wat ek geleer het nie. So ek wil ook vir julle aanmoedig, as die Here iemand op jou hart plaas vir wat ook al, of iets op jou eie hart om iets by te woon, doen dit. Jy kan net nee sê. En as iets nie vir jou sin maak nie, ek wil bid daaroor, bid vir vrede. 'n Mentor het eendag vir my geleer, ook in werksverband, vertel, van 'n werknemer by hom, wat gesê het, as hy X verdien, dan gaan hy sy tiende kan gee. En toe hy net vir hom, sy baas net vir hom gesê, dit is nie reg nie, want jy gaan heeltyd dit skuif, en hoe meer jy verdien, hoe moeiliker is dit om te begin met jou tiende. En dit kan 'n tiende wees, dit kan 5% wees, 15%, wat ook al, maar hoe meer jy verdien, hoe groter bedrag raak het, en hoe moeiliker is dit dan om afstand te doen van dit. So hoe vroeër jy afstand van dit doen, hoe beter. Dink so daaraan. Na alle waarskynlikheid, verdien jy nou die minste wat jy ooit sal verdien. Okay? Want daar kom verhogings, daar kom inflasie, ensovoorts. So hoe vinniger jy dit nou doen, hoe beter. Op daai noot wil ek prakties net sê, leer jou kinders om nou al met hulle sakgeld ook 'n tiende te gee. Offergawes te gee, of tiende, ek sê baie tiende, maar net weg te gee. Laat hulle gewoonlik aanraak. As ek dink toe ek groot geword het, en ek baie van julle ook, net voor jy in die kerk stap, aan al jou pa het sy sakke, lot klein geld, en dan deel uit vir die kinders uit, want dit gaan net oor die aksie. Maar ek het nooit hy geld gevoel aan my sak, laat dit my pla of my seer maak nie. Nou my pa het baie ander goed reg gedoen, en hy is 'n ongelooflike voorbeeld vir my, veral rondom geld, so ek hou dit nie teen hom nie. Maar pas dit toe, en as julle ander wenke ook het, julle wie se kinders ouer is, skool, hoërskool, bring dit asseblief, en dan kan ons dit ook deel. Ek wil net gou in 2 Korintiërs 9 vers 6 raak, jy hoef nie te blaai nie, ek sal terugkom. Dink daaraan, wie karig saai, sal karig oes, en wie volop saai, sal volop oes. As jy jou werkers
die minimumloon betaal. Hoekom moet die Here jou met meer seën? As jy jou huishulp nie betaal op 'n dag wat, as dit 'n vakansiedag is, of jy gaan op vakansie nie, en jy betaal dan nie, maar jy word betaal, hoekom sal die Here jou vertrou en jou met meer seën? Hanteer jou naaste soos jouself. Goed, ek gaan nou 'n bietjie verder in die Bybel kyk na geskiedenis. Die Bybel praat gedurig oor geld, dit is dalk net nie altyd in die maniere wat ons dit verwag nie, of ons sien dit nie raak nie. Tithe is in Engels beteken dit 'n tenth, en dis hoekom dit 'n tiende is. Nou die heel eerste tiende was nog voor die wet, dit was in Genesis, en julle kan sommer Genesis toe blaai, dat julle my kan opcheck. Voor die wet van Moses gekom het met die 10 gebooie, wat gesê het, jy weet, om 'n tiende te gee. Genesis 14, vers 18 tot 20. En dan gaan ons ook Genesis 28 gou kyk. Melchisedek, koning van Salem en priester van God die Allerhoogste, het vir Abraham kos en wyn gebring en hom geseën. Mag Abraham geseën word deur God die Allerhoogste, skepper van die hemel en aarde. Geloof sy God die Allerhoogste. Hy het jou vyand in jou mag oorgegee. Toe het Abraham vir Melchisedek 'n tiende van alles gegee. Dan in Genesis 28 vers 20. Jakob het toe 'n gelofte afgelê en gesê: As U, o God, by my is en my beskerm op my reis en vir my kos en klere gee, sodat ek behoue terugkom by my ouer huis, sal U, Here, my God wees. Hierdie klippilaar wat ek regop gesit het, sal 'n tempel wees, en van alles wat U my gee, sal ek vir U 'n tiende gee. So ergens is daai saadjie geplant net om 'n basiese riglyn te gee. Want ons kan nou sê, moet dit nou 5% wees, moet dit nou 20, wat ook, tiende, glo ek met my hele hart, is net om 'n leiding te gee, van om dan net iets al te gee. En hoeveel, want die groot vraag is hoeveel. Nou, 'n theocracy, 'n theokrasie, dis 'n sisteem van regering waar priesters regeer het, en maar in die naam van 'n God, okay, of ons God. Van Moses tot Israel se eerste koning, wat Saul was, is dit, was Israel deur 'n sisteem van theokrasie regeer. Die volk moes priesters ondersteun en befonds. Onthou die Lewiete moes in die tempel gewerk het. Hulle het nie grond gekry nie. So die befondsing was op 3 dele ingedeel. Tiende belasting, 'n tithe tax, is om die regering te befonds. Dit kan geld wees, dit kan koring wees, dit kan kommoditeite wees, soos olie, vrugte ensovoorts. Dan nommer 2, 'n tiende van feeste. Daar was baie feeste in die Ou Testament, om nasionale feeste te befonds, tempelfeesvieringe. En dan 'n derde, nommer 3, noem hulle die derde tiende. Elke derde jaar, so is basies elke jaar 'n derde van 'n tiende, was as 'n armesbelasting gebruik, om vir die armes ook te gee. Want onthou, tiendes hier praat nog van regering en kerke en priesters, maar ook om vir die armes te gee. Ek gaan net gou vir julle lees in Deuteronomium 14, van vers 22 af, waar daar 'n paar dinge in staan. Jy moet elke jaar 'n tiende van die opbrengs van jou gesaaides, van wat jou land groei, op sy sit. Jy moet dit in die teenwoordigheid van die Here, jou God, eet op die plek wat hy sal kies om die naam daar te laat woon. Jy moet die tiende op sy sit van jou koring, jou wyn en jou olie, en dan ook nog die eerstelinge van jou grootvee en jou kleinvee, sodat jy kan leer om die Here jou God altyd deur te eer. Maar as die Here jou God jou baie voorspoedig maak en die tiende, en die plek wat hy sal kies om sy naam daar te vestig boonop nog ver van jou af is, sodat jy nie die tiende die hele end pad kan dra nie, hoor net hoe prakties is dit, dan kan jy die tiende in geld omsit. Jy moet dan die geld vat en net wat jy, en dan na die plek toe gaan wat die Here jou God vir jou om gekies het, daar moet jy met die geld koop, net wat jy wil, bees, skaap, wyn, bier of enigiets anders wat jy wil, dan moet jy en jou familie dit daar in die teenwoordigheid van die Here jou God eet en bly wees. Moenie die Lewiete, vers 27, wat in jou omgewing woon, vergeet nie, want hulle het nie eie grondgebied as besitting saam met jou gekry nie. Om die 3 jaar, vers 29, moet jy die volle tiende van daardie jaar se opbrengs in jou dorpe gaan wegpak. Dan kan die Lewiete, wat nie 'n eie grondgebied as besitting saam met jou gekry het nie, die vreemdelinge, die weeskinders en die weduwees in jou omgewing genoeg eet. As jy dit doen, sal die Here jou God jou voorspoedig maak aan alles wat jy aanpak. So in totaal, as jy nou presies daar moet gaan kyk, so 23,33%, okay. Maar
dit is net 'n riglyn. Dan kom nog by ook, praat hulle van, hulle moenie die hoeke van die veld oes nie, en as 'n baal hooi afval van 'n wa, dan moet jy dit ook los vir die armes. Onthou in die ou tyd, dit was baie, jy weet, ons het vandag soveel dienste wat gelewer word, wat jy uit geld kry, maar daai tyd was dit baie oor fisiese goed, op land, goed wat groei, waarmee jy boer. Dit was baie geforseerd in die Ou Testament. Dit was nie juis uit vrye wil nie, wil ek bynoem. Nou, in Maleagi, en dis seker een van die bekendste tekste oor die tiendes, staan as volg. Bring die volle tiende, is die opskrif van vers 6 af, Maleagi 3 vers 6. Ek, die Here, het nie verander nie, daarom het julle nie te gronde gegaan nie, nageslag van Jakob. Van julle voorvaders se tyd af het julle van my voorskrifte afgewyk en nie daarvolgens geleef nie. Bekeer julle tot my, dan sal ek terugkom na julle toe, sê die Here die Almagtige. Maar julle vra, waarom moet ons bekeer? Sal 'n mens werklik van vir God beroof? Tog beroof julle my. Julle vra, waarvan beroof ons u? Van tiendes en offergawes. Daar rus alreeds 'n vloek op julle en tog bly julle my beroof. Die hele nasie doen dit. Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe, sodat daar iets te ete in my huis kan wees. En toets my hierin, sê die Here die Almagtige. Toets my of ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie. Nou voorraadkamer en die Here se huis dui baie duidelik daarop in die kerk. Waar jy jou geestelike kos kry, of jy saamstem of nie, waar dink jy kom die kerk se geld vandaan? Daar waar jy jou kos kry. Die mense wat koninkryk aktief bou, waar kom hulle geld vandaan? Vandag kry ons geestelike kos op verskeie plekke. Internet is 'n groot een, ons kan dit tot ons voordeel gebruik. Ons kan baie preke kyk en podcasts luister en artikels lees. Maar ons kan nie gemeenskap daar bou nie. Ons moet by 'n fisiese kerk inskakel. Ek glo in 'n gemeenskap van gelowiges, sal julle ken. Dis nie 'n lot mense reg oor die wêreld wat preke reg oor die wêreld kykie. Dis mense wat betrokke raak, wat hulle hande vuil kry, wat mekaar ondersteun, wat in praatjies soos hierdie sit en wat mekaar dra deur die swaar kry en die lekker dinge saam vier. Numeri 18 vers 21 staan daar. Vir die dienswerk wat die Lewiete in die tent van ontmoeting verrig, gee ek aan hulle as hulle besitting al die tiendes wat die Israeliete as offergawes bring. Maar hoor vers 26 ook. Sê vir die Lewiete, as julle die tiende wat ek vir julle as besitting gee van die Israeliete ontvang, moet julle tiende daarvan as offergawe aan die Here bring. So ook die wat geestelike kos gee, hulle moet ook hulle tiendes gee. Hulle kry ook 'n salaris, hulle kry ook 'n inkomste en hulle moet ook hulle tiendes gee. Nou tiendes vir die kerk en in die Nuwe Testament ook, wil ek lees 1 Korintiërs 9, ons gaan 'n paar goed uit Korintiërs lees, julle kan dalk daartoe blaai asseblief. 1 Korintiërs 9 vers 11 tot 14. As ons vir julle die geestelike saad gesaai het, is dit dan te veel gevra as ons van julle die stoffelike lewensonderhoud sou inoes? As julle aan ander hierdie reg toestaan, kom dit ons dan nie nog meer toe nie? Nou jy betaal 'n dokter, jy betaal 'n ouditeur, wie ook al vir jou dienste gee, en dis nie vreemd nie. Maar van hierdie reg het ons nie gebruik gemaak nie, inteendeel, ons dra al die koste self, sodat ons geen hindernis in die weg van die evangelie van Christus sou lê nie. Weet julle nie dat die wat tempeldiens verrig uit die tempel lewe en dat die wat altaar bedien uit die offers hulle deel ontvang nie? So het die Here ook bepaal dat die wat die evangelie verkondig, hulle lewensonderhoud uit die verkondiging van die evangelie moet ontvang. Gee jou tiende daar waar jy jou geestelike kos ontvang. So, Ou Testament, baie meer wetties, baie meer verplig om te gee, maar ek wil herinner aan hierdie gedeelte in Eksodus 36 van vrygewige gee in die Ou Testament, wat my hoendervleis gee. Genesis 36 vers 2 tot 6. Die volk gee meer as wat nodig is die opskrif. Moses het toe vir Besaleel en Oholiab geroep en al die ander vakmanne vir wie die Here vaardigheid gegee het,
Almal wat aangebied het om die werk te doen. Hulle het van Moses af die offergawes ontvang wat deur die Israeliete gebring is om die heiligdom op te rig. Die volk het elke oggend nog vrywillige offers na Moses toegebring. Toe het al die vakmanne wat die werk aan die heiligdom moes doen, elkeen van sy afdeling van die werk af vir Moses kom sê, die volk bring meer as wat ons nodig het om die werk te doen wat die Here beveel het. Toe het Moses in die kamp rond laat weet dat die mense nie meer iets as offergawes vir die heiligdom hoef te bring nie. En eers toe het die volk opgehou bring. Daar was meer as genoeg om al die werke te doen. Daar was selfs nog oor. Kan jy dink as almal vandag so gee vir die koninkryk? Dan gaan niemand gaan swaar, dan gaan nie armoede wees nie. En net koninkryk kan meer gebou word. Nou as ons kom in die Nuwe Testament, dan is dit nie meer 'n teokrasie nie, maar Romeinse regerder en Jesus sê gee aan die keiser vir die keiser toekom. Julle almal ken die bekende een, Matteus 22 vers 19 tot 21. Wys vir my die muntstuk waarmee die belasting betaal word. Hulle bring toe die muntstuk vir hom en hy vra vir hulle, wie se kop en naam is hierop? Die keiser se, antwoord hulle. Jesus sê vir hulle, gee dan aan die keiser wat aan die keiser behoort en aan God wat aan God behoort. Op die noot wil ek jou vra oor jou besigheid. Wat se uitgawes hardloop jy deur jou besigheid? Nou, ek is 'n salaristrekker, so ek is nie in daai versoeking nie. Ek is dankbaar. Jy sê dalk, maar kyk hoeveel korrupsie is in die regering. Kyk hoeveel goed werk nie in hierdie land nie. Ek wil vir jou sê, kyk hoeveel goed werk in hierdie land. En as jy daarvan hou nie trek na 'n ander land toe. Ons belasting is van die goedkoopste in die wêreld, van die laagste. En ons het 'n pragtige land. Maar hoe goed dit ook al met ons land gaan, is irrelevant. Jy bly hier en ons is onderhewig aan hierdie wette. So ons moet dit nakom. Belasting is 'n groot wet en jy kan in die tronk opeindig as jy dit doen. Nou, die Jan Tax gaan nie alles sien nie, maar die Here weet alles. Okay? Daar's sekere punte wat grys is. Jy maak dit dalk grys. Meeste is swart en wit, maar ek wil jou vra die grys areas wat belasting betref in eie besigheid. Dalk moet jy daar bid. Gee dit vir die Here, vra vir hom antwoorde oor dit, sodat jy absolute vrede oor dit kan hê en dat jy in die Here gehoorsaam kan leef. Daar's niks fout met effektief jou belasting hanteer nie. Ek praat van belastingontduiking. Ek vra weer, watse uitgawes hardloop jy deur jou besigheid? Hoe groot of klein? Jy hoef dit nie vir my te vertel nie, sorteer dit met die Here uit. Ek is een keer by 'n verjaardag van 'n kind en toe staan 'n oom daar wat ek ontmoet en hy vra vir my wat ek doen in die dag en hy sê toe ja, hy het ook 'n rekening daar by 'n plek wat baie lekker werk want hy laat sommer sy woonstelle sê hier alles direk aanbetaal, hoef nie belasting te betaal nie. En is my mond net oopgehang. Nou ons was daar tussen mense en ek was te skaam om my oom aan te vat, of dalk na die tyd net met hom te praat daaroor, en jy moet ook dit in liefde en 'n verhouding doen, okay? Ek kan nie nou daar gaan turn and burn nie, né? Maar dit is steel mense, dit is korrupsie, dit is nie reg nie. So gaan krap dalk waar as jy met so iets kleins besig. Net vir interessantheid, Jesus het wel 'n probleem gehad met die belastingsisteem net in daai tyd, want al die geld het aan Rome gegaan en die meeste van die belastingkollekteerders was skelms gewees. Jy het 'n franchise, 'n lisensie gekoop en dan moes jy 'n sekere hoeveelheid belasting by 'n area kollekteer. As jy meer kon kry, dan kan jy dit alles vat. So dit was 'n baie winsgewende lyn om in te wees. En dit is ook hoekom Matteus was 'n belastingkollekteerder. Was dit Matteus? Matteus. So jy weet baie mense vir hom gesê het, hoe kan hy nou gedraai het, jy weet, jou sleg en nou volg jy die Here en jy's een van die of Jesus en jy's een van die disippels. So die Nuwe Testament praat nie meer spesifiek van tiende nie, meer van soos jou hart dit voel. En dis jammer, want ons harte moet meer voel as net die nodigste van die Ou Testament. Maar tog gebeur dit nie. Nou, blaai asseblief 2 Korintiërs 9 toe, ek wil net 'n bietjie meer op hom uitbrei. Dis 'n kragtige stukkie en ons moet hom opbreek. 2 Korintiërs 9. Vers 6 tot 8.
Dink daaraan, wie karig saai, sal karig oes, en wie volop saai, sal volop oes. 7. Elkeen moet gee, soos hy hom in sy hart voorgenem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. Nou vers 6 en 8 laat my dink aan 'n ou in Amerika, 'n prokureur, maar ook 'n outeur, Bob Goff. Hy het 2 ongelooflike boeke geskryf. Die een is Love Does en die ander een is Everybody Always. En jy kan dit maar gaan lees, jy gaan nie spyt wees nie. Hy skryf dat hy meer wil maak, want hoe meer hy maak, hoe meer kan hy weggee en doen vir die samelewing, vir God se koninkryk, en hy doen dit. Hy praat nie net nie, hy doen dit, en sy boek is net ongelooflik inspirerend. Hy vra nie meer geld om op homself te spandeer nie, en hy gee nie net geld nie, hy gee sy tyd ook. En vandag, jy weet, is tyd meer as ooit geld. As ek minder werk, om meer direkte koninkryk werk te doen, dan is dit ten koste van my werk, ten koste van my inkomste. Maar ja, dink net aan hoekom gee jy, en hoekom wil jy dalk na vanaand meer gaan gee. Vers 7, die Engels sê dit so mooi, elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgenem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. Engels sê cheerful, God loves a cheerful giver. Ek kan dalk meer as jy gee, maar my hart is suur, en dan is jou offer meer aanneemlik vir die Here. Dink aan die arm weduwee, Lukas 21 vers 1 tot 4. Jesus het rondgekyk en die rykes hulle gawes Jesus het rondgekyk en die rykes hulle gawes in die offergawe kus sien gooi. Hy sien toe ook 'n arm weduwee 2 klein muntstukkies daarin gooi en hy sê, dit verseker ek julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as al die ander. Hulle het almal iets uit hulle oorvloed in die offergawe kus gegooi, maar sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het om van te lewe. Hier is wat Jesus verder oor die hart sê. Jy moet wil help en wil gee. Matteus 23 vers 23 tot 26. Ellende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseërs, hygelaars. Julle gee tiendes van kruisement, dis mint, anys en koriander, maar wat volgens die wet van God die swaarste weeg, laat julle na. Geregtigheid, barmhartigheid en betroubaarheid. Juis hierdie dinge moet 'n mens doen en die ander nie laat nie. Blinde leiers, julle skep die muggie uit julle beker uit, maar julle sluk die kameel in. Ellende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseërs, hygelaars. Julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binne is hulle vol hebsug en onmatigheid. Blinde fariseërs, maak eers die binnekant van die beker skoon, dan sal sy buitekant ook skoon wees. So die fariseërs het speserye. Nou ek weet nie of jy al gedink het hoeveel weeg speserye nie, maar dit is boggerol, dis baie min. Hulle het 'n tiende van dit gaan afweeg om dit te gee om wetties korrek te wees. Maar hulle harte is heeltemal in die verkeerde plek. Waar is jou hart as jy gee? Lukas sluit in by die karig saai gedeelte en hoe jy mense hanteer. Hoe goed kan God jou vertrou? Lukas 16 vers 10 tot 12. Wie in die kleinste dinge betroubaar is ook in die groot dinge betroubaar. En wie in die kleinste dinge oneerlik is ook in die groot dinge oneerlik. As jy dan nie betroubaar is in die hantering van die oneerlike mammon nie, wie sal die ware rykdom aan julle toevertrou? As julle met 'n ander man se goed nie betroubaar is nie, wie sal dan iets aan julle gee om as julle eie te besit? 2 Korintiërs 8, jy kan die hele hoofstuk lees, ek gaan dit nie doen nie, 1 tot 15, die Christelike vrygewigheid. Broers, ons wil hê julle moet weet van die genade van die gemeente in Macedonië van God ontvang het. Al was hulle swaar beproef deur verdrukking, hulle blydskap was oorvloedig, en al was hulle baie arm, hulle was ryk in hulle oorvloedige vrygewigheid. Ek verseker julle, hulle het na vermoë, ja, bo vermoë, bygedra. Wat is jou vermoë? Uit eie beweging het hulle by ons daarop aangedring om te mag deel in die liefdeswerk van hulpverlening aan die gelowiges in Judea. Dit was meer as wat ons verwag het, want eers het hulle self aan die Here gegee en toe aan ons. Dit is soos God dit wil. Daarom het ons vir Titus versoek om hierdie liefdeswerk waarmee hy vroeër by julle begin het, nou ook te voltooi. Aangesien julle alles in oorvloed het, geloof,
die gawe om julle woord te doen, kennis van God, onbeperkte ywer en ons liefde vir julle. Wees dan ook hierdie liefdeswerk oorvloedig. Ek gee nie 'n opdrag nie, maar ek wys julle op die ywer van ander om daardeur die opregtheid van julle liefde te toets. Julle ken die genade van ons Here Jesus Christus. Hoewel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kon word. Nou wil ek julle raad gee om julle te help. Julle was verlede jaar nie alleen die eerste wat iets gedoen het nie. Julle was ook die eerste wat gewillig was om iets te doen. Maak die werk nou ook klaar. Die ywer om uit julle beskikbare middele die insameling af te handel, moet net so groot wees as die gewilligheid waarmee julle dit begin het. As die goeie wil daar is en iemand gee volgens wat hy het, neem God die gawe aan. Hy verwag nie van hom wat hy het, wat hy nie het nie. Ek lees weer vers 12. As die goeie wil daar is en iemand gee volgens wat hy het, neem God die gawe aan. Hy verwag nie van hom wat hy nie het nie. Ek bedoel nie dat julle gebrek moet ly om ander te kan help nie, maar sodat daar ewewig sal wees, moet julle wat nou oorvloed het, die help wat gebrek ly. Dan as hulle weer oorvloed het en julle gebrek ly, kan hulle weer help. So kom daar ewewig. Daar staan ook geskrywe, die met baie het nie te veel gehad nie, en die met 'n bietjie nie te min nie. Nou 'n studie oor tieners in Suid-Afrika met 'n groot kerkgroep. Hulle het gaan kyk, gaan vra vir mense of hulle volgens tiendes gee en of hulle volgens vrye wil gee. En hier is die bevindinge. Ek hoop julle is reg hiervoor. Die mense wat gesê het hulle volgens tiendes gee, het gemiddeld 12% gegee. 10% aan hulle kerk en 2% aan ander buite die kerk. Die mense wat gesê het hulle gee soos hulle voel, se gemiddeld was 2%. 1% vir die kerk en 1% daar buite. Nou as die Here vir jou sê, ons vat die wet weg, tiende val weg, want jy moet gee volgens wat jy voel, en jy voel dat 2% is aanvaarbaar, dan is jou hart op die verkeerde plek. En dit is baie hartseer. Waar wil jy gee? So jy wil nie vir die kerk jou volle tiende gee nie, dis reg, dis oké. Maar gee net ten minste. Ek wil jou vandag net kry om te gee, om dit gedissiplineerd te doen. Som net 'n praktiese voorbeeld, 'n praktiese wenk. Ek het 'n ekstra bankrekening. 'n Bankrekening kos deesdae nie baie geld om net 'n ekstra spaar een te hê nie. Jy hoef nie 'n kaart op dit te hê nie, maar laat die geld wat ek wil gee, wat ook al dit is, as ek betaal word, dan gaan dit in daai rekening in. En by tye bou hy rekening op en by tye gaan hy af, maar dan is dit uit my bankrekening uit, want ek kan dit so maklik spandeer. Dit kan so maklik die mekaar raak, dit wat myne is en dit wat ek beplan om te gee. Jy kan dit nou op 'n sheet byhou, maar as dit fisies uit my rekening is en dit wat in my rekening op my kaart is, ek net op my kan spandeer en nie in daai ingaan nie, dan help dit net om my skeiding te tref, om dit meer gedissiplineerd te doen. Ek wil julle aanmoedig, wat ook al julle gee, om te druk na 'n 10% toe, ten minste 10%. Gee dit soos jy wil. Jy kan met jou kerk deel, buite, maar ten minste die 10de. En alles is in 'n geval God se. Alles kom van hom af, nê. Niks van die geld wat ons verdien is ons eie toedoen nie. Dis God wat vir ons die gawes gee. Dis hy wat vir ons die werk gegee het. Dis hy wat ons voorsien. In Deuteronomium 8 vers 17 tot 18 staan daar: Jy kan dalk dink, my krag en my sterk hande het vir my hierdie rykdom verwerf, maar jy moet die Here jou God nie vergeet nie, want dit is hy wat jou die krag gee om die rykdom te verwerf. Wat ook jy vir God gee, is 'n belegging wat 'n groei gaan gee wat jy nie 'n idee het nie. Dink aan die lekkerste lekker vir jou. Wat gee jou plesier? Iets doen of waarmee jy besig is, wat ook al die lekkerste lekker is, nê? Nou, ons het baie die laaste tyd die gesprek met ons seentjie wat vra, hoe is die hemel? Sê ek maar, Philip, hy's 4 jaar oud. Wat is vir jou baie lekker? Sê hy blokkies bou en fietsry en maatjies, jy weet. En dan sê ek nou maar dink dit, maar in so gewellige oorvloed dat jy nie idee het nie. Dit is hoe die hemel is. En dit is in oneindigheid, nê? Dis nie net nou, ons het 'n druppel hier waar ons nou lewe, die plesier wat ons hier het, nê? Dis oneindigheid. Dit laat my dink aan 'n storie
van 'n ou wat baie wel af is. Dis net 'n storie. En somehow kry hy dit reg. Hy het een of ander lyn by die hemel uitgekom en dit reg gekry dat hy iets mag opvat. Julle weet almal ons kan niks opvat, maar die man het dit reg gekry, baie wel af. En hy kom maar bo en hy het 'n trolley vol goudstawe. En Gabriël kyk die besigheid so uit. En hy sê nee, ek het toestemming, jy kan gaan hoor en Gabriël vertrou hom. En Gabriël sê so met 'n glimlag, "Oké, jy kan maar deurkom, maar die sypaadjies is vol van met goud gemaak, jy weet. Wat ook al jy het is waardeloos daarbo. Daar's soveel meer rykdom daar." Nou offergawes, ek wil net so 'n bietjie in dit raak. Ons het nou al so, ek het al hier en daar aan geraak. Ek kom na die einde toe hoor. Maar alles oor vleuel, so ek wil net gou 'n paar punte hier uitlig. Maleagi 3 wat ek vroeër gelees het, wil ek net weer vers 8 lees. Sal 'n mens werklik God beroof, tog beroof julle my. Julle vra waarvan beroof ons u? Van tiendes en offergawes. Dit is twee aparte goed. Wat ook al jy mee gelukkig is in jou hart, die persentasies, maar om te gee vir kerk en dan ook te gee vir armes en die wat minder het en daar waar jy kan help. Dit moet bo op jou tiende kom. En as jy vir die armes gee, dan is dit asof jy Jesus direk bedien. Matteus 25 staan daar van vers 34 af. Die koning sal dan na die mense regs van hom draai. Sta nader, want my Vader is baie tevrede met julle. Heel van die begin af het hy die hemel vir mense soos julle reggemaak. Hy wil hê dat julle dit saam met hom moet kom geniet. Maar weet julle waarom God so tevrede met julle is? Laat ek julle vertel. Ek het niks gehad om te eet nie, maar julle het my kos gegee. Toe ek dors was julle daar met 'n glas water. Toe ek nog vir julle 'n onbekende was, het julle my al in julle huise verwelkom en self slaapplek gegee. Julle het vir my klere gegee, toe ek niks gehad het om aan te trek nie. Op my siekbed het julle my geduldig versorg. Toe ek in die tronk beland het julle nie vir my geskaam nie, maar vir my kom kuier. Dit wat ons aan ander doen, doen ons aan Jesus. Help mekaar. Ons gemeenskap moet na mekaar kyk. Deuteronomium 15:7-8. Wanneer 'n mede-Israeliet in een van die dorpe van die land wat die Here aan jou gaan gee, tog arm word en nie kos het om te eet nie, moet jy hom help. Jy mag nie jou hart en jou hand vir jou broer toemaak nie. Jy moet jou hand en jou beursie oopmaak en vir jou broer genoeg geld vir kos en klere leen. In Levitikus 19 vers 9-10. Wanneer julle oes, moet julle nie alles tot op die kant van die land wegoes nie. Julle moet ook nie die are wat met die oes op die grond bly lê het, agterna weer gaan optel nie. Julle het gedink ek maak dit op. Julle moet ook nie julle wingerde kaal stroop tot op die laaste korrel nie. Moenie die druiwe wat geval het gaan optel nie. Los dit vir die arme mense en vir die vreemdelinge van ander plekke wat by julle bly. Nou op daai noot, omdat ons meer in 'n diensgedrewe ekonomie is vandag en die meerderheid nie boer nie, is daar nie baie van hierdie wat oorbly nie. Verstaan, maak dit sin. Ons boer nie, die meerderheid van mense boer nie meer nie, jy weet. Daai tyd was dit by verre die meerderheid was goed wat van die land af gekom het en jy moes geëet het, jy weet. Daar was baie minder goed om te koop en minder goed om jou tyd mee te mors en om geld te mors. Spreuke 19 vers 17. Wie goed is vir die arme, maak eintlik 'n lening aan die Here. Op sy eie tyd en manier sal hy hierdie goeie daad beloon. Ek is nie vir prosperity gospel nie. Ek is nie om te sê gee geld vir die Here en hy sal vir jou geld gee nie. Nou daai beloning kan dalk eers kom as jy hemel toe gaan. Okay? Jy mag daai geld nooit weer sien nie. Maar daai beloning van hemel toe gaan mense is bo enigiets wat ons kan aandink. Wat sê die Bybel nog oor geld? Vol verse, maar is nie altyd so duidelik nie. Efesiërs 4 vers 28. As iemand 'n lewe gemaak het deur ander mense se goed te vat, moet hy dadelik daarmee ophou. Hy moet vir hom 'n behoorlike werk kry en sy brood eerlik verdien. Hy sal dan nie net vir homself kan sorg nie, maar ook nog genoeg oor hê om vir mense wat niks het nie iets te gee. So as jy moet steel om te lewe, dan moet jy dit los en self daai persoon preek die Here voor, hy moet gee. Hy sê nie net hy moet eerlik lewe nie, hy sê ook hy moet ook gee van wat hy kry. En dan Galasiërs 5 vers 22-25, die vrug van die Gees.
Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Hoe is jou verhouding met geld? Soos as na hierdie vrugte van die Gees kyk, geduld. Hoekom moet jy nou hierdie ding koop? Hierdie selfoon, vir die handsak, vir die kar. Spaar eerder self, tot jy genoeg het. Versus kry hom nou dadelik. Jy kan dit self bekostig of nog erger, jy kan skuld aangaan om dit nou dadelik te doen. Geduld, selfbeheersing. Ek sal nie sodra ek my salaris ontvang het winkels toe gaan nie. Ek sal eers my donasiesrekening optop en dan gaan spandeer. Maar ook na ek gespaar het. Nou, ek praat nou nie veel van spaar vandag nie, dis 'n volgende een ook. En aan onsselfsug, hoekom hou jy so baie geld vir jouself? Hoekom spandeer jy so baie geld op jouself? En dan liefde. As jy God lief het, het jouself lief, jy het jou naaste lief, dan gaan jy tog meer wil gee vir jou lewe, vir jou naaste. Jy gaan nie dit alles net vir jouself hou nie. Ek sluit af. Met 'n lang afsluiting, maar is nie so lank nie. As jy nie jou tiende kan bekostig, na jy jou huur of jou huispaaiement en jou kar betaal het nie, dan moet jy dalk 'n goedkoper huis of 'n goedkoper kar besit. Ek weet nie wat daai somme is nie. Jy kan die som gaan doen. Jy moet die ondersoek gaan doen. Ons almal is bereid om opofferings te maak, om iets te koop, of om op 'n vakansie te gaan. Jy sny ander uitgawes. Jy kry jou besteding onder beheer. Hoekom is jy nie bereid om ander uitgawes te sny, sodat jy genoeg kan weggee nie? Maar, ek weet van julle, is in beroerde situasies. Jy het dalk jou werk verloor. Jy is dalk in 'n werk wat jy te min verdien, wat jou baas jou uitbuit. Jy is reeds in 'n goedkoper huis. Jy het reeds 'n kleiner kar. Jy gaan reeds nie weg nie. Ek beoordeel jou nie, ek wys nie vinger in jou nie. Daar's tawwe situasies. Maar dit is so spaar ook. Begin klein. Elke bietjie help. Jy kweek daai gewoonte. En as dit taai gaan, tel jouself op. Bid vir wysheid en genade om daaruit te kom. Maar bid ook dat jy sal leer wat God wil hê in daai tyd jy moet leer. Romeine 5 vers 3 sê, dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. Jy kan in 'n situasie wees waar jy tiende gee, en nog meer, en ewe skielik kom daar 'n familiekrisis, en nou moet jy help. En dis jou tiende sny. Want jou tiende was klaar, en jou offergawes was klaar op 'n maksimum vir jou om met jou begroting uit te kom. Die Here het genade, hy kyk na jou hart. Matteus 15 vers 3 tot 6. Waarom verontagsaam julle self die gebod van God ter wille van julle oorgelewerde gebruike? Het Jesus geantwoord. God het tog gesê, eer jou vader en jou moeder, en wie sy vader of sy moeder vloek, moet sekerlik doodgemaak word. Maar julle bepaal, as iemand vir sy pa of sy ma sê, die hulp wat u van my sou kon kry, maak ek 'n offergawe vir God, dan hoef hy nie meer sy plig teenoor sy pa en sy ma na te kom nie. So ontneem julle die woord van God, sy gesag, ter wille van julle oorgelewerde gebruike. Besef nou, jy het 'n bladsy ergens vasgeplak, ek was sommer op daai, ek gaan nie teruggaan nie. Ek wil net vir julle sê, een ding wat ek weer daar gestaan het, in die tyd van COVID, en Namibië het 'n erge droogte ook gehad daar rondom daai tyd, het daar baie boere baie swaar gekry, en ons het in ons klein groep regtig daarmee gebattle, weet, ek kan net gou kyk, wat moet ons doen? Jy weet, hoe kan ons daai mense help, en baie mense, wel ons het toe, almal omtrent van ons tiendes gesny,
en daai en boere gehelp in die gemeenskap. So, verstaan my nou mooi, dis nie dat ons goed is nie. Dit het my sak niks meer gekos nie, want ek het dieselfde hoeveelheid gegee. Ek het dit nou net na 'n ander kanaal toe gestuur. En daai tyd het ons vrede daarmee gehad, maar soos ons gegroei het in geloof. Onthou, jy moet elke keer terugkyk 'n jaar, waar was ek terug 'n jaar terug as Wim Boshoff? Moenie met 'n ander persoon vergelyk. Jy as persoon moet net elke jaar groei. Nou in elk geval gegroei in geloof. En toe net gevoel, maar dit is ook nie heel reg nie, want wat is almal hulle tiende sny? Wat is niemand meer vir die kerk gee nie? Hoe gaan die kerk dan oorleef? Op daai punt het ek ook gesê dat jy sê dalk jy wil nie vir die kerk gee nie, want die kerk het genoeg. Wel, moet jy nie dalk betrokke raak by die kerk in 'n bediening begin, sodat jy daai geld kan weggee nie? Van julle sê die kerk doen nie genoeg nie, so ek wil nie vir die kerk gee nie. Moet jy nie dalk betrokke raak, sodat die kerk meer kan doen nie? Daar's 1 of 2 of 3 of 4 leraars, hulle kan nie al die werk doen nie. En dan vir mense wat by die huis sit en sê, wel ek wil nie by 'n kerk inskakel nie, want ek stem nie saam met alles wat hulle doen nie. Kry dan 'n kerk wat vir jou die naaste aan reg is, en gaan wees jy die verandering by daai kerk, en 'n opvinger wys, en net alles verwag op 'n skinkbord. Terug by die einde. Mense vra soms, ekskuus tog, dink jy God, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, het jou geld nodig, jou paar rand? Dis vir hom niks, mense. As jy na Salomo en Dawid en al die goud en rykdom kyk en dit wat God kan doen en wat hy kan laat gebeur, en daar's ongelooflike stories van sulke wonderwerke, dink jy regtig hy het jou paar rand nodig? Hy wil jou gebruik sodat jy in jouself kan groei, of in geloof self kan groei. As jy nie hom die kans gee nie, dan gaan hy dalk na die volgende persoon toe, en dan daai persoon die geleentheid om te groei. Moenie daai geleentheid laat verbygaan nie. Of tiende nou voor of na belasting is. Ons hoef nie eers vanaand daaroor te praat nie. Begin net gee, begin by die maklikste een, kyk na belasting. Jy moet nooit content of tevrede wees met wat jy gee nie. Ons kan heeltyd meer gee. Ons hoef nie meer op onsself te spandeer nie. Alles kom van God af en alles in elk geval syne. Nou God wil jou nie wurg nie. Ek beloof. Daarom praat die Nuwe Testament van gee soos jy goeding en wat jy kan. En dan het ek ook nie eens gepraat van betaal jouself nie. Ons sal volgende keer daar praat. Betaal jouself gaan oor spaar. Omdat as jy nou iets koop, jy betaal 'n ander ou. Jy betaal nie jouself nie. Jy betaal 'n ander ou om hierdie ding te kry. So in die orde van sake wil ek sê, betaal jou belasting, want niemand is uitgesluit nie. Ons is almal onderhewig aan die wet. Betaal vir God, betaal jouself. Onthou ook die lewe se balans. Onthou om te leef, onthou om goed te doen, gun jouself lekker goed. God gun jou die lekker dinge ook, binne jou perke, jy weet wat jou perke is. Ek wil 'n storie vertel van 'n kliënt, wat die oom het van houtwerk gedoen, en ek is mal oor houtwerk, so ons het goeie aanklank gevind, en hy het 3 draaibanke gehad, en die een, dit was nie sy werk nie, dit was net 'n passie van hom, die een was in 'n boks, vir die dag as hy afgetree het, hy het hierdie ander 2 gewerk, en die uiteinde is, voor hy die boks kon oopmaak, toe het hy gesterf. So hy kon nooit sy boks benut nie. Moenie sê as ek die dag aftree. Nou, en ek sien baie dood met mense. Ek praat ook maklik oor dood, want dis in my, ek praat met mense oor aftreebeplanning, jy weet, so dood is alledaags, maar dit is net so hartseer hoe mense goed so uitstel, en goed nou so vashou en so synig is. Dis 'n fyn balans, jy moet spaar vir jou ou dag, jy moet ook nou geniet en saam met jou kinders geniet. Elkeen van julle het julle plesier. Ek weet nie wat dit is nie. Julle weet wat dit is. Hoe groot of klein. Ek kan nie beoordeel deur wat jy koop, of dit reg of verkeerd is nie. Maar in verhouding kan ons mekaar slyp. Ons moet mekaar slyp. Dit is ons plig. Waarin lê jou identiteit? Ek is nou klaar, Ellie. Jy kan dalk alles bekostig en spaar, en jou tiende gee, en jou hart is reg. Wonderlik, ek is baie bly. Maar almal van julle, ryk of arm of gemiddeld, wat ook al jy dink van rykdom, hoe laat dit jou voel as jy iets koop? Streel dit jou ego? Voel jy beter as iemand anders?
Voel jy beter as jouself gister? Pas op, jou identiteit moet altyd in God lê en jou begeerte moet ook altyd by hom wees. Gee alles vir God, menende gee jou finansiële besluite vir God. Jy moet oor alles bid, niks is te klein of te groot vir God nie. Moet ek nou hierdie koop? Kan jy oor bid? Nie 'n kar nie, dit kan enigiets wees. God wil deel wees van alles van ons lewe. Ons mis so daardie punt. Hy moet, soos hier julle om my, moet ek heeltyd met hom praat en goed vir hom deel, gedagtes, besluite vir hom vra. Nou ek hoor van julle dink aan die vers, ek moet hom net ook lees van Matteus 7 vers 7. Vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra ontvang en elkeen wat soek kry en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. As jou hart reg is, hoe gaan jy dan vra? Ek gaan nie nou hier vra, wel, jy moet nou 'n splinter nuwe kar buite net staan, of ek moet hom môre kry, of my salaris moet môre verdubbel nie. As jy belyn is met God, dan gaan ek nie daai begeertes hê nie. Jy moet ook nie van God onderskat nie. Hy toets jou hart. Ek vra weer vir julle, wat is genoeg? En met dit los ek julle met 'n laaste storie. So 'n storie van ware verhaal, twee outeurs, wat by 'n ander outeur se huis is vir 'n funksie. Ek dink is 'n bekendstelling van 'n boek. En die een kyk vir die ander en so, en hy sê, en hulle is self suksesvol, en hy sê, besef jy dat hierdie ou in 'n dag meer maak uit sy boeke as wat ons in 'n jaar maak? En die ander ou kyk hom so, hy sê, ja, dit kan waar wees, maar ek het iets wat hy nie het nie. Ek het genoeg. Kom ons sluit die oë. Here, dankie vir vanaand. Dankie dat U 'n boodskap op Fresh hart geplaas het en op my hart, en dankie vir elke mens wat hier na toe gekom het, die koue aangedurf het en hier kom sit om geestelik te groei, Here. Werk in elkeen van ons harte. Werk in my hart. Ek sê al hierdie goed, maar U weet waarmee sukkel ek. U weet ek doen ook 5 dae dit reg en dan 2 dae dit verkeerd. Ons elkeen het 'n swakpunte en ons elkeen het die dinge waarna ons kan werk. Mag ons almal streef om meer te gee. Mag ons ook ander mense daar buite gaan streef om meer te gee. Mag ons daai voorbeeld gaan leef. Ons is nou net 'n paar hier, maar ons kan 'n boodskap oordra. En ons kan meer gaan oplees en ons kan ons klein groepe en ons families en almal gaan inspireer, Here. Ek vra dat U ons sal wysheid gee, dat ons geld reg sal hanteer, dat ons finansies vir U sal gee en dit reg sal hanteer. U wil hê ons moet die lewe geniet, maar alles kom van U af. Elke liewe sent wat ons verdien is net te danke aan U. En ek vra dat U asseblief vir ons elkeen die wysheid sal gee om dit reg te doen volgens U wil, Here. En dankie, Here, dat ons wat hier sit, of ons die 1% rykstes van die wêreld is, of die 25%, punt is ons skatryk. En ons dankie, Here, vir dit. Mag ons dit en die seën wat ons ontvang ook vir ander uitdeel. Laat hom U wil alleen. Amen.